Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 3 Mei. Getroue Daniël. Daniël is een van die groot Bybelhelde. Die eerste verhaal oor hom is wel bekend. Lees gerus Daniël 1. In vers 8 sê dit vir ons, Daniël het hom voorgenem om nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. Wat meer is, aangaande Daniël en sy 3 vriende sê die woord in vers 17, en hierdie jong seuns, hulle 4, aan hulle het God oordeelsvermoë gegee en ook insig in allerlei geskrifte en wysheid. Daniël kon alle visioene en drome begryp. So wysheid, insig en oordeelkundigheid is die soort eienskappe wat die Bybel aan Daniël toedig. Daniël 1 vers 20 sê vir ons, en in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. Hoofstuk 2 vers 14, vers 21, 23 en 48 sê vir ons, daarop het Daniël aan Arioch, die owerste van die koninklike leiwag, wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, 'n slim en verstandige antwoord gegee. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. U, God van my vaders, loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen, en nou het u my bekend gemaak, wat ons van u afgesmeek het, want die saak van die koning het u ons bekend gemaak. Toe het die koning Daniël verhef en hom baie groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofowerste oor al die wyse manne van Babel. Daniël het hierdie eienskappe ontvang, omdat die gees van die heilige gode, wat in werklikheid die gees van die lewende God was, in hom was. Let op elke spreker sy godsdienstige oortuiging in die volgende verse. Daniël 4 vers 9 en 18 lees ons, Belsasar, owerste van die geleerders, van wie ek weet, dat die gees van die heilige gode in jou is, en dat geen enkele geheim jou kwel nie, vertel my die droomgesigte wat ek gesien het, naamlik die uitlegging daarvan. Dit is die droomgesig wat ek, koning Nebukadneser, gehad het, en jy, Belsasar, sê my die uitlegging, omdat al die wyse manne van my koninkryk my die uitleg nie kon bekend maak nie, maar jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Daniël 5 vers 14 lees ons, ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind word. Daniël 6 vers 3 sê vir ons, en oor hulle 3 ministers, van wie Daniël 1 was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Daniël was boonop 'n geliefde man in die oë van die lewende God. Daniël 9 vers 23 lees ons, by die begin van jou smekinge het 'n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man, gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. Hoofstuk 10 vers 11 sê vir ons, en hy het vir my gesê, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur, en terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan. Met hierdie woorde, uitdrukkings en begrippe beskryf die woord iemand wat 'n rotsvaste en blywende verbintenis tot God gehad het. In hoofstuk 2, waar koning Nebukadneser 'n doodsdekreet oor alle wysgeers in Babylon uitvaardig, sien ons hoe dat Daniël hom tot die Here wend. Hy bid om genade in die vorm van 'n uitleg vir die koning se droom in vers 18. Toe God die koning se droom aan Daniël bekend maak, gaan die profeet onmiddellik oor tot gebed.
Lees Daniël 2 vers 20 tot 23. Waarom het Daniël gebid en wat kan ons uit hierdie gebed leer? Ons lees Daniël 2 vers 20 tot 23. Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word, van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede, hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborgde dinge. Hy weet wat in die duister is en die lig woon by hom. U, God van my vaders, loof en prys ek, want U het my wysheid en krag verleen, en nou het U my bekend gemaak wat ons van U afgesmeek het, want die saak van die koning het U ons bekend gemaak. Daniël 2 vers 20 tot 23. So gaan die jare verby. Met konings wat kom en gaan, bly Daniël egter 'n koninklike raadgewer. Die profeet word hoog aangeskryf in Daniël 6 vers 4, omdat 'n voortreffelike gees in hom was, met die gevolg dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Hoofstuk 6 vers 5 sê hy was getrou en geen nalatigheid of verkeerde handelinge was by hom te vind nie. Ten spyte van kollegas se bittere jaloesie en hul saamsweerdery teen hom in verse 6 tot 10, bly Daniël getrou en onverskrokke in sy gebedslewe. Lees Daniël 6 vers 10 en 11. Wat leer ons uit hierdie verse aangaande Daniël? Ons lees Daniël 6 vers 10 en 11. Hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daniël 6 vers 10 en 11. Toe hy teëspoed in die gesig moes staar, het Daniël gebid. In hierdie verhaal bevind hy hom in gevaar, tog volhard Daniël in gebed. Die profeet is konsekwent. Hy doen dit 3 keer per dag, soos sy gewoonte is. Voorts bid hy altyd op dieselfde manier, 3 keer 'n dag, by 'n oop venster in die rigting van Jerusalem. Sy gebede het ook 'n fisiese komponent, want hy kniel. Daarbenewens bid Daniël met danksegging en smeking as sy fokus. In ag genome die swaard wat hier oor Daniël se kop gehang het, is ons verskonings om nie te bid nie gewis flou. Hoe so?